paar verse uit Johannes 6. En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Ek is die brood van die lewe. Want my vlees is waarlik spys, en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my, en ek in hom. Dis die woord wat vlees geword het. Nou kan die woord verskillende vergelykings gebruik om homself te boekstaaf, soos ek is die brood van die lewe, of ek is die lig, of ek is die water van die lewe, of ek is die weg, die waarheid en die lewe. Kyk verby Jesus as 'n blote vleesmens 2000 jaar gelede. Maar sien Jesus wat wel vlees en bloed is, maar vanuit God as woord in die maagd Maria ingespreek is en deur dieselfde Geeswoord uit die doderyk opgestaan het. Gebore in die aardse liggaam vir hom voorberei, maar afkomstig vanuit die geesriem van die hemel en nie die riem van die natuurlike stof van die aarde nie. Die Jesus vlees tent woning is die woord wat vlees geword het. Wanneer ons sy woord glo en sy woord aanhang met ons hele hart, dan ontvang ons sy lewe na dieselfde gees wat in ons werk. Net soos ons met sy gees bekleed word, net so sal ons ook met sy verheerlikte liggaam bekleed word. Dink daaraan, sondeloos vernuwe na gees, siel en liggaam, net soos Jesus Christus. Halleluja! Filippense 3 vers 20 tot 21. Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag, die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp.